kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Julle het goed gedoen. Julle het goed gedoen. Mooi so. Maar ek het niks minder verwag van julle nie. As julle julle Bybel saam met my wil oopmaak, ons gaan ook die teks verbeeld hier op die skerm, maar kom ons maak ons Bybels oop, die wat het by Handelinge 9. Handelinge 9. Ons gaan lees vanaf vers 36. En terwyl ons dit so oop het, kom ons vra vir Vader om dit vir ons ook te preek. Here God van vrede, U het ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek. Sy dood het ons dood vernietig. Sy opstanding het vir ons die lewe gebring. Hy is ons goeie herder. Here Jesus, laat ons daarom oplet na U stem, U herderstem. Vorm ons soos U ons wil hê, en kom doen dit nou deur U herderstem te laat hoor. Amen. Handelinge 9, vers 36. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe was, het die disippels toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek: "Kom sonder uitstel na ons toe." Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: "Tabitha, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe by 'n sekere Simon, die leerlooier, gebly. Tot sover. Verlede week se fokustekst vir die week het stilgestaan by die eerste gedeelte van Handelinge 9 vers 1 tot 20, wat die bekende storie vertel van Paulus se groot bekering. Paulus wat wetsgelede was, wat die gelowiges, die Christene vervolg het, ja tot die dood toe gevolg het, en dan op sy spore gestuit word deur die opgestane lewende Here Jesus. Ons lees van sy inkeer in daardie stadium. Geweldige ingrype. En in die daarvolgende gedeelte vertel Lukas dan vir ons van Paulus se reis na Jerusalem. Hy maak eers 'n stop aan Damaskus waar hy gaan preek in die sinagoge en sy preektema is: Jesus is die Seun van God.
Nou, dit het uiteraard, kan 'n mens nou verstaan, sy vorige werkgewers, as jy dit so wil hê, en sy toegehoordes bietjie verstom, sy werkgewers ontstel, aangesien dit dan nou juist hy was wat voorheen mense vervolg het, tot die dood die vervolg het, wat sulke onwaarhede aanhang en verkondig. Sommige Jode het hom probeer voorlê nou, en hom probeer doodmaak. Maar Paulus ontsnap hierdie aanslag op sy lewe, en hy arriveer in Jerusalem, waar al die disippels, ja, mens kan dit verstaan, nog bang is om hom te ontvang, omdat hulle nie kan glo, dat so iemand so ingrypend tot inkeer kan kom nie. Ek meen, ja, jy kan dit dan dink, iemand wat mense tot die dood toe vervolg het, en nou, hierdie einste boodskap verkondig, waarvoor hy mense vervolg het. So hulle is bang, hulle is nog bang om hom te ontvang. Paulus preek vrymoedig, hy het egter geen keer nie. En ons lees Lukas se opmerking, dat die kerk dwars deur die hele Judea en Samaria en Galilea 'n tydperk van matige vrede beleef en opbou beleef in daardie tyd. En dan verskuif Lukas se fokus vir so 'n oomblik na die bediening van Petrus, van wie ons hoor dat hy besig is om rond te reis, om die kerk aan te moedig en die goeie nuus te verkondig. Soos iemand sê, hy groei in sy toekomstige rol as die patriarg van Rome, en leier selfs onder die apostels. En hoekom nie? Want hy het 'n indrukwekkende CV in hierdie stadium, veral danksy die 2 tonele waarin hy beskryf word hier in Handelinge 9. Ons lees hy genees in die naam van Jesus, en dan, asof dit nie indrukwekkend genoeg was nie, lees ons, beveel hy 'n vrou om op te staan uit die dood, en sy doen dit. Ons hou van sulke stories. Ons hou van sulke stories, verhale van groot manne, geloofshelde soos Paulus en Petrus. Maar, dink net weer mooi, dis nie heeltemal waar ek en jy leef nie. Ek weet ons bid en iemand staan op uit die dood. Of hoe ook al. Dit is nie, of ten minste nie dikwels die vlak van geloof wat ons beleef nie. Miskien luister ons met verlange na vers soos vers 31 wat sê, die kerk dwars deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontzag voor die Here geleef, en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Maar as jy nou mooi oplet, dan maak Lukas hierdie opmerking presies tussen Paulus se afgang regs van die verhoog en Petrus se inkom links op die verhoog. Wat vir my en jou beteken, dat die kerk se groei en vrede en krag en aanmoediging deur die Gees en heilige lewe nie afhanklik is van die groot dade van geestelike superhelde nie. Lukas wil iets daarvan vir ons sê. Trouwens, ons teksgedeelte stel ons vir die eerste keer bekend aan 'n nuwe manier om na die Christene te verwys. Ek wonder of julle dit opgemerk het. Miskien leef ons nou hierdie kant daarvan, so ons merk, ons hoor dit nie so diep nie. Maar Petrus sê, vers 32, of Lukas sê van Petrus in vers 32, dat hy die heiliges, of die heilige mense, wat oor die land versprei was, besoek het. Nou, dis nou interessant. Dis nou interessant. In ons teks, in ons selfgroep verlede week, toe ons nou so saam is, toe skets ons nou so 'n bietjie oor die feit, ons het nie daaroor geskets dat hy oorlede is, die paus Franciscus is oorlede, maar die Rooms-Katolieke Kerk sukkel nou verskriklik. Dit is 'n geweldige ingewikkelde proses om iemand 'n heilige te verklaar. En hulle wil dit uiteraard doen, want hy was mos hulle groot paus gewees. Maar dis 'n geweldige ingewikkelde proses. So, wie is die heiliges van wie Lukas hier praat? Die groot Nuwe Testamentiese teoloog en teoraat moedig ons aan om verby die voor die hand liggende antwoord te kyk. En dan skryf hy die volgende, hy sê, terwyl die apostels en die evangeliste besig is om belangrike besluite te neem, in die tronk te beland, gestenig te word of skipbreuk te lei, kragtige preke te hou, wonderlike briewe te skryf en oor die algemeen groot dinge te doen. Kyk verby dit alles. Luister mooi.
En jy sal die kloppende hart van, hy wil sê, die gewone volk van God, die heiliges, vind. En dan noem hy so 'n paar voorbeelde. Net die vorige week het Ananias sy lewe gewaag om aan God gehoorsaam te wees, om Paulus te ontmoet en hom te genees. Die disippels in Damaskus het Paulus ontvang, om gedoop, om onderrig, om laat preek, en toe dinge vir hom 'n bietjie skeefloop en mense sy lewe soek te beskerm in hom. Iemand het selfs 'n hele katrolstelsel geprakseer net om Paulus in 'n mandjie deur die venster te laat sak, veilig tot op die grond. Hierdie heilige, onbekende ingenieur in God se span. Hy is 'n deel van die Heilige Gees se werk, 'n heilige. In Jerusalem is die disippels verantwoordelik vir die bewaring van die kerk, om dit heilig te hou, om dit veilig te bewaar, te hou teen vervolging. En tog spreek Barnabas hom uit namens iemand wat in 'n stadium uitgesluit word. Ons weet nou hoekom. Almal is bang vir Paulus. En Barnabas tree daarvoor. Hy sê die ouens, Paulus is een van ons moet hom ontvang. En toe hierdie nuwe disipel Paulus se lewe bedreig word, het iemand hom veilig begelei na Caesarea, 'n reis vir hom bespreek en hom op pad gestuur om veilig, versterk en voorberei te wees vir die sending uitreike wat voor lê. Heilig is. Ananias hoef nie eens iets te doen nie. Hy moet net daar staan terwyl Paulus genees word, daar in Reguitstraat, en God se doel word in sy lewe vervul. Iemand bring 'n boodskap aan Petrus om hom na Joppe te bring. Simon die leerlooier met sy huis, sy gasvryheid aan Petrus. Heilig is. Tabitha brei en maak klere vir die weduwees van Joppe. En toe sy sterf, toe berei die vroue, heilig is, haar liggaam voor vir begrafnis, en loof haar vir haar eenvoudige heiligheid. Die heilig is. Ons staan vir 'n oombliekie stil by Tabitha se storie. Die geskiedenis het die stad Joppe nogal vir homself name gemaak. 'n belangrike hawe stad. 'n Stad waar jy die sedestompe van Libanon vervoer is om uiteindelik die tempel te bou in Jerusalem. En ons wat nou mooi onthou van die storie van Jona, dis die hawe stad waar hy op die skip geklim het om weg te vlug van God en sy opdrag om na Nineve toe te gaan. Joppe. En dan hier in die Nuwe Testament kom hierdie stad weer skielik op 'n verrassende wyse te sprake. En die maar 'n onbeduidende klein vroutjie, haar bynaam is Bokkie. Tannie Bokkie. In 'n boek soos Handelinge, die verhaal van God se groot dade deur sy Heilige Gees. Dis immers die indruk wat Dr. Lukas by sy vriend Theophilus belaat. In hierdie boek gebeur groot en ingrypende dinge soos Jesus se hemelvaart, soos die Heilige Gees se uitstorting, 3000 mense wat op 'n dag tot bekering kom, heidene wat tot geloof kom, en die invloedrykste sending uitreike ooit. Handelinge is die verhaal van die lewende God wat met groot kwashale besig is om die wêreldtoneel permanent en ingrypend te verander. En binne hierdie groot storie onderbreek Lukas homself skielik met 2 klein los storieetjies. Dit lyk amper asof dit nie inpas in hierdie verhaal nie. Paulus is al op die toneel en eintlik is alles reg vir die storie met die groot geestelike beweging na die heidene. En dan glip hierdie 2 storieetjies in. Een van Eneas en Lida en die een van Tabitha in Joppe. Eneas, lees ons, was verlam al van 8 jaar lank, en Petrus genees hom. En Tabitha was siek en het dood gegaan, en sy word opgewek uit die dood. 2 baie klein storieetjies, maar 2 baie belangrike stories in die groot verhaal wat vertel dat die lewendmakende krag van God in die naam van Jesus mense opwek en lewend maak en gesond maak. Ag, en dan weet ons mos ook dat baie mense sterf en dat baie van hulle weduwees moes wees. Ook in Bybelstye sou dit so gewees het. Ons kan verder aanneem dat baie van hulle goeie mense was. En by al die goeie weduwees wat gesterf het, was daar trane en hartroerende tonele. Dr. Lukas, mediese dokter, moes by baie van hulle se begrafnis gewees het.
Maar waarom sou hy dan gekies het om een van hierdie verhale op te neem in sy boek oor die kerk en die groot storie van die Heilige Gees se dade? Waarom gaan hy so ver om Tabitha se dood uit te sonder en van haar 'n voorbeeld te maak? Ja, en dit nogal 'n vrou. In daardie tyd, eintlik buitengewoon dat 'n vrou as rolmodel gebruik sou word. Want, en dit is wat Lukas wil hê ek en jy moet raak sien, in Tabitha se bestaan het die lewende, opgestane Jesus tussen mense gelewe. So belangrik, kom ek sê dit gou weer. In Tabitha se bestaan, soos tussen die ander heiliges, het die opgestane lewende Jesus tussen mense gelewe. Die verteller sê dit nou nie, maar dis baie waarskynlik so dat Tabitha self 'n weduwee was. Dalk self nie so vermoënd was nie. En hoekom sou sy 'n Joodse en 'n Griekse naam hê? Sou 'n mens kon wonder. So terloops, beide Tabitha en Dorcas beteken iets soos wildsbokkie, gazelle. Dalk was dit 'n bynaam, 'n liefdesnaampie, bokkie, nee. Vir die vrou met die sagmoedige en barmhartige gees, of dalk so vlugvoetig en vinnig om te help wanneer iemand in nood was. Was dit dalk iemand wat oor taal en kultuurgrense heen mense in nood gehelp het, omdat haar goeie dade nie beperk was tot haar eie mense nie. By Jode en Grieke, by haar was daar nie 'n bo die spoor mense en onder die spoor mense nie. Haar liefdeswerk was 'n universele taal wat weer klink uit in die bo en die onderdorp. Mooi vrou. Sy het waarskynlik engele gehuisves. Self iemand wat nie in beelde geleef het en geweet het hoe afhanklik sy van God is. Haar mooiheid en sinnesnede is soos altyd besig om goed te doen, die armes te help. Dit lê in haar barmhartigheid en spite van die feit dat sy self waarskynlik 'n ontvanger van barmhartigheid moes wees. Kry julle die prentjie? Daar's altyd mense by haar. En as haar huis nie vol mense is nie, dan gaan sy uit en sy help die wat hulpeloos is. Die weduwees en die armes veral. En hoeveel mense sy in haar eenvoud gehelp het, sien 'n mens by haar dood. Ons lees, al die weduwees was daar om vir Petrus te wys wat sy alles vir hulle gemaak het. 'n groot groep hartseer mense staan snikkend daar rondom haar bed en vertel en wys alles wat hierdie vrou met die sagte hart vir hulle gedoen het. Sy was jy mooi daaroor dink, soos Jesus. So amper asof Lukas haar tussen almal uitgesoek het, om die kerk, sy kerk van alle tye te wys, hoe lyk en lewe 'n goeie Christen. Dit is die soort goedheid en liefde wat by gelowiges gesoek word. Haar talente, haar gawes, gee sy sonder om terug te hou in diens aan die Here. Meer as net haar gawes, sy gee haarself. Dan kan mens die verlies en die klag van die weduwees hoor. Hulle het regtig iemand verloor. Ui caritas et amor, Deus ibi est. Ons het dit nou gesing. Waar dat Deus liefde is, daar is die Here. Elders in die Bybel word daar op baie ander maniere dieselfde gesê, dat Jesus vir al leef, is dit die barmhartigheidswerk van sy heiliges. Sy mense, Jakobus 1 vers 27. Dis echt die godsdienst. Dieselfde N.T. Wright wat ek net nou aangehaal het sê, Tabitha staan as ware namens al die onbesonge heldinne, wat eenvoudig aangaan met dit wat hulle die beste kan doen, en dit doen tot eer van God. Soos om pudding te maak, of nog my kossie baie te werk. As dit nie vir Petrus was nie, dan was haar naam heel waarskynlik nie op die boeke van die Nuwe Testament te lees nie. En ons moet aanvaar dat daar dosyne in die vroeë jare was, en duisende sedertdien, soos Tabitha, hulle lewens in geloof en hoop geleef het, die smart van die lewe verdra het, en die vreugde gevier het, en in klein dade van diens aan ander, die vervulling van die evangelie gevind het. Sulke mense is die kloppende hart van die gewone volk van God, die heiliges.
Want God is nie net geïnteresseerd in die Paulusse en die Petrusse en die Johannesse nie, maar ook in die Tabitas, die vele anonieme goeddoeners in die wêreld. Inteendeel, 'n mens kry die indruk dat God juis in die kleintjies geïnteresseerd is. Die wat soos kinders kan word, wat nie eens raak gesien word nie. Sulke mense is die heiliges, sê Lukas. God se heilige mense. Nou, meeste van ons is nie lekker gemaklik met hierdie taal nie, want heiligheid klink dalk 'n bietjie buite ons vermoë. En hopelik is ons te bewus van ons eie foute om volmaakte heiligheid van onsself te eien. Maar ons heiligheid is net soos alles, die res van ons verlossing, 'n gawe van genade in die Jesus Christus. Die teoloog Willie Jennings herinner ons daaraan dat God in Jesus Christus die alledaagse in die heilige intrek, in God se lewe intrek. Alledaagse mense soos ek en jy word heilig gemaak in en deur Jesus Christus. 'n Heiligheid wat bly en nie net van tyd tot tyd bestaan nie. Heiliges is die wat nuwe gebare van geloof in Jesus vertoon. Hy sê hulle aanbid 'n gekruisigde Here in die Gees en in die Gees leef hulle die alledaagse met die wete dat elke oomblik geheilig is deur God se getroue teenwoordigheid. God trek die alledaagse in die heilige in. En net so, met elke eenvoudige persoon, wat hulle eenvoudige rol speel, ook in hierdie gemeente, word die hongeres gevoed, word die naaste liefgehê, word die alledaagse heilig, word God verheerlik, en klop die hart van God, getrou en stil en sag, onopvallend, pragtig, aanhoudend. Ek kon nie help om weer te dink aan die klein Albaniese vroutjie van ons tyd nie. Sy is geroep om God te dien deur die armstes van armes te versorg. Toe sy 36 jaar oud word, jong vrou, jong meisie, wil ek sê. Toe verlaat sy die klooster waar sy gedien het en sy bevind haar uiteindelik in Kolkata, waar die wêreld se armstes is. En dan haar medewerker sê moeder Teresa op 'n dag, sy sê, keep giving Jesus to your people. So sê dit vir ons ook. Not by word, but by your example. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting. Give the poor not only your care, but also your heart. Nou vertel sy nou, kom daar partymal mense na haar daar in Kolkata, want vra, hoe kan ek 'n beter mens wees? En dan antwoord sy so mooi, sy sê, well, smile at each other, smile at your wife, smile at your husband, smile at your children, smile at each other. It doesn't matter where it is, and that will help you grow in love. And then one of them asked me, but are you married? Met ander woorde, ek ken nie my vrou, my man nie. Dan sê sy, yes, want sy sê non, hulle beskou hulle self as bruide van Christus. Yes, and I find it difficult sometimes to smile at Jesus. It is true, Jesus can be very demanding also. And it is at those times when he's so demanding that you give him a big smile, it's very beautiful. Peter's storie is natuurlik bedoel as 'n opstandingsstorie. Jesus Christus het opgestaan uit die dood en omdat hy opgestaan het, weet ons dat hy graag lewe gee aan almal. Dis wat hy doen. En dat hy dit doen deur die Tabitas, die Saris, die Pieters, die Golliglaglas, die Reginas en die hele liga van klein maar mooi mense wat goed doen. Kom ons maak sulke mense ons helde en heldinne, want dit is hulle wat uitdrukking gee aan God se wil en ons wys wat ware godsdienst is en wat ons inspireer om ook goed te doen. Amen. Here, soos die lig vandag weer oor ons opgekom het,
So het u liefde ons opnuut opgeroep om u woord op aarde te beliggaam, om u heil, u verlossing aan ander uit te deel, om bly te wees met die wat bly is, en te tree saam met die wat tree, om te help waar daar geen helper is. Opgestane lewende Here, wil u dan nou self die taak op ons harte skryf. Maak van ons wie ons veronderstel is om te wees, vry om te bevry, getroos om te troos, geliefd om lief te hê, geseën om te seën. U het ons aan mekaar gegee, tot u diens geroep om herders te wees, met ons geloof en ons twyfel, met ons gawes en ons gebreke, maar aangeraak deur u Heilige Gees. Here, ons wil ook na aanleiding van u woord vanoggend bid, soos die Missionaries of Charity wat sê, wanneer ek honger is, wys my iemand wat behoefte het aan kos. En wanneer ek hartseer is, lei my na iemand wat ek kan troos. Wanneer my kruis swaar raak, laat my ook in iemand anders sin deel. Wanneer ek nie tyd het nie, stuur iemand na my wat ek vir 'n rukkie kan help. Wanneer ek verneder is, wys my iemand wat ek kan prys. Wanneer ek ontmoedig word, bring na my iemand wat ek kan opbeer. En wanneer ek net aan myself dink, rig asseblief my gedagtes op iemand anders. Amen. Ontvang die seën van Here. Die opgestane Here Jesus laat ons opstaan teen alles wat dood is in ons lewe, teen vanselfsprekende onreg, teen die armoede, oormag. Die Here laat ons opstaan vir die opstanding. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.